Hallo almal en welkom by die eerste langtermynvoorspelling vir 2026 met trots aan jou gebring deur landbou.com. In die program kyk ons na die skerp uiteenlopende weerstoestande in Desember, na die rekordreën wat verwag word in die ooste en dan natuurlik na die seisoen se vooruitsigte. Ons begin soos ouer gewoonte met ons persentasie van normale neerslagkaart en ek wil net julle geheue hou verfris. Die blou kleure verteenwoordig bo-gemiddelde reën en die bruin ondergemiddelde reën. Nou wat vir my dadelik uitstaan is hierdie kontras in die kaart met ondergemiddelde reën hier in die suidweste wat dele van die Suid-Kaap insluit en bo-gemiddelde reën tot gemiddelde reën oor die sentrale en noordoostelike gedeeltes van die land. Met bo-normale reënval het ons hierdie Desember indrukwekkende wolkformasies gesien. Reuse cumulonimbuswolke wat pragtig is om te aanskou, maar enorme krag dra. Dis juis uit hierdie wolke waar weerlig, haal, intense reënbuie en plaaslike oorstromings kan ontwikkel. Die noorde en die ooste het herhaalde donderstorms en baie weerlig gesien. 'n Skokkende voorbeeld is die Mayaneng gebied naby Hammanskraal, waar berigte aangedui het dat sowat 40 mense rondom 3 Januarie deur weerlig getref is en in die kaart kan ons die geel kolletjies sien wat die weerlig aandui wat oor die gebied beweeg het. Verskeie storms het ook groot hoeveelhede klein haal gebring en in plekke selfs groot haal. Plaaslike oorstromings was wyd verspreid. In die Laagveld het die impak ernstig geword. Op 3 Desember is 'n bakkie met 8 mense deur die oorstroomde Nkomasi rivier in Komatipoort meegesleer. Dit beklemtoon weer hoe vinnig laagwaterbru lewensgevaarlik raak wanneer riviere skielik styg. Op Nuwejaarsdag is 2 afsonderlike tornado's in Mpumalanga bevestig, een naby Middelburg en een naby Carolina, met skade aan eiendomme wat aangemeld is. Terwyl die noorde en die ooste stormweer ervaar het, was die prentjie in die weste heelwat anders. Op hierdie kaart kan ons duidelik sien dat dit warmer as normaal was in Desember hier in die weste met droë en winderige toestande. Hierdie toestande het 'n intense brandseisoen in die Kaap aangevuur. Rampbestuur het bevestig dat daar oor 'n strawwe week minstens 10 groot veldbrande was met ongeveer 90.000 hektaar wat gebrand het. Die brande woed boonop terwyl daar ernstige watertekorte in die Suid-Kaap is. Knysna het reeds vlak 4 waterbeperkings in plek met net 'n paar dae se bruikbare water wat in die Akkerkloofdam oorbly. Volgens Knysna se reënvaldata was 2025 oor die afgelope 4 dekades die droogste jaar met die dorp wat nou op die rand staan van die sogenaamde Day Zero. As ons dan vorentoe kyk, begin ons met ons weeklikse reënvalafwykingskaart en ons kan duidelik hierdie donker turquoise sien oor die noordooste van die land wat dele van Mpumalanga, Limpopo en KwaZulu-Natal insluit. Nou ons weet hier is tans 'n tropiese stelsel wat heelwat reën bring vir die provinsies. As ons kyk na ons geakkumuleerde reënvalkaart en ons vat hom al die pad tot en met Sondag aand, kan ons duidelik sien waar die swaarste neerslag verwag word en ek het die skaal aangepas sodat mense duideliker die prentjie kan sien waar die swart kleure begin is rondom 200 mm reën moontlik en dan waar die wit kleure is meer as 300 mm reën moontlik rondom die plateaurand in Limpopo en Mpumalanga en op plekke kan selfs 500 mm reën neerstort binne die volgende week. Nou die weerdiens het reeds talle waarskuwings uitgereik, so wees asseblief versigtig en waaksaam en tref die nodige voorsorgmaatreëls. As ons dan kyk na die week van 21 tot 27 Januarie kan ons duidelik steeds natter as normale toestande sien oor die verre ooste van die land met droër toestande wat nou verwag word oor die sentrale binneland. Ons kyk dan na die ENSO vooruitsigte en die nuutste ENSO waarskynlikhede dui steeds La Nina toestande die res van die somer. Daar is dan 'n groot waarskynlikheid vir ENSO neutrale toestande teen herfs. Die kans vir El Nino toestande teen winter neem duidelik toe met El Nino wat teen laatwinter en vroeë lente die hoogste waarskynlikheid toon. Ons vooruitsigte vir die volgende 3 maande wys duidelik bo-normale reënval op die Suid-Afrikaanse weerdiens se kaart oor dele van die Noord-Kaap, die Karoo, dele van die Wes en die Oos-Kaap en ons weet hulle reënseisoen val in laat somer, maar dit lyk tog nie of die patroon sal strek tot by die Suid-Kaap nie waar bruin kolletjies steeds deurkom op die Suid-Afrikaanse weerdiens se kaart met die Universiteit van Pretoria se kaart wat hierdie patroon beamoen natter as normale toestande sal strek oor dele van die Noord-Kaap en die Karoo met droër as normale toestande wat steeds verwag word rondom die Suid- en Suidwes-Kaap. Nou die damvlakke lyk nie goed in die Suidwes-Kaap sowel as die Suid-Kaap nie.
Die damvlakke in die Wes-Kaap is tans aansienlik laer as dieselfde tyd verlede jaar. Die gemiddelde damvlak vir die provinsie is nou rondom 58% teenoor 81% 'n jaar gelede. As ons dan kyk na ons temperatuurvooruitsigte vir die volgende 3 maande van Februarie, Maart en April, sien ons bo-gemiddelde temperature oor groot dele van die land, veral hier oor die ver weste, en die volgende 2 weke verwag ons veral bo-gemiddelde temperature hier in 'n strook oor dele van die Noord-Kaap, Noordwes en die Vrystaat, maar die goeie nuus is dat ons 'n reeks swak koue fronte het wat oor die Suidwes-Kaap sal beweeg, bietjie koeler toestande sal bring en ligte reën. Wel, dit is al van my af, sterkte vir die seisoen vorentoe.